Ouers sit daai parenting boek neer want Afrikaans.com en AON is in die huis. Hulle het kundiges en spesialiste ingeroep om jou te help om die beste van jou kind te maak, selfs tydens eksamentyd. Vandag gesels ek met Emmanuel Europa, die senior curriculumbeplanner by die WKOD. Baie welkom Emmanuel. Baie dankie. Hoor jy almal weet as dit eksamentyd is, want die onderwyser sê dit die hele tyd vir jou. Maar hoe kan opvoeders of onderwysers dan nou kinders regtig voorberei vir die eksamen? Die opvoeder staan natuurlijk centraal in die leerders se voorbereiding om die assessering te bemagtig. Want die opvoeder in die eerste plek moet natuurlijk die kennis en vaardighede wat voorgeskryf word deur die jaarlikse onderrigplanne, moet die opvoeder op kreatiewe en interaktiewe maniere in die klas onderrig. Ek was mal oor as my juffrouens dit vir my kreatief verduidelik het, want dan onthou mens dit. So dit maak vir my so sin. Maar dan ook, my ma het my baie keer gehelp leer. So wat dink jy is ouers se verantwoordelikheid om die kinders te help voor te berei? So die ouers se rol is natuurlijk om daardie spasie en geleentheid tuis te skep, sodat die leerder kan voorberei, tuiswerk doen en natuurlijk ook aan buitemuurse aktiwiteite kan deelneem. Maar die harde werklikheid is dat die maatskaplike en sosiale omstandighede van baie van die leerders in die ouerhuis laat nie toe dat die leerders daardie spasie het nie. Maar as die ouers kommunikeer en belangstelling toon en wys en net hy tikkie omgee en die leerders aanmoedig en ook vir hulle toelaat om aan aktiwiteite en hulle akademiese verantwoordelikheid na te kom tuis, dink ek, dan kan dit 'n suksesvolle vennootskap wees, wil ek amper sê, wat die onderwysers, leerders en ouers moet hê. Of dan as hulle in staat is, kan hulle seker 'n tutor ook kry om die kind te help. Natuurlik, daar is ouers wat dit kan bekostig. Sommige leerders het dit nodig, maar daar is verskillende maniere waarop ouers kan help en bydra. En als is nie net finansiëel van aard nie. Ek stem 100% saam. Op die ouend hang dit van die leerder af. Hy moet die eksamen deurkom. So wat is die leerder se verantwoordelikheid? Ja, ek dink vir die leerders is die volgende wagwoorde noodsaaklik. Toegewyd, ywer en natuurlik kennis en vaardighede. En dit is natuurlik jou pad tot sukses. Die leerder moet natuurlik selfwerksaam wees in sy spasie wat hy het, ook die spasie in die klaskamer gebruik om elke oomblik, soos ek gesê, daar is leer oomblikke, so hy met elke oomblik kan gebruik om toe te sien dat hy suksesvol kan wees, dat die leerder die drome wat hy het koester en natuurlik in die klas deelneem aan aktiwiteite en tuiswerk doen en leergierig wees. Ja, want dit is baie belangrik. Ja, vra en die leerder het ook 'n verantwoordelikheid om navorsing te doen en natuurlik belangrik is die leer, want veral Afrikaans moet geleer word en sommige leerders, veral huistaalleerders, hulle dink hulle kan op algemene kennis skryf, so hulle hoef nie voor te berei nie. Maar die twee woorde algemene kennis beteken eintlik, jy moet iets van alles weet, so daarom moet jy leer en voorberei. Kyk na dat, dit is baie belangrik. Ja. Dit maak soveel sin. En dan ook vir my belangrik is dat die leerders akademiese maatjies vir praatjies moet kry. Ja, sodat hulle natuurlik van mekaar af kan bonds en so leer jy deur vir mekaar op te sê, voor te sê, lekker interaktief en lekker gesprekke oor die akademie te hê, dan sal jy suksesvol wees. Baie dankie Emmanuel, dankie vir jou tyd. Dis 'n plesier, baie dankie. Wys vir my 'n drone wat 'n bacon en avo pizza by jou voordeur aflaai en ek wys vir jou 'n Vuvuzela of Q20. Jep, Suid-Afrikaners is kreatief en doelgerig gebore en hierdie entrepreneurs bewys dit. Kom kyk.